Hartlik welkom, is lekker om weer saam te wees en te weet ons is in die Here se teenwoordigheid. Ek wil juis met die oog op Pinkster wat voorlê vir 'n paar keer hier in Keerpunt fokus. Wat leer die Bybel oor God die Heilige Gees? En my gebed is dat jy en ons almal net 'n nouer verhouding met God die Heilige Gees sal hê. Dat na hierdie reeks ons net die Heilige Gees meer sal lief hê, sal beter leer ken, sy stem sal herken, dat ons sy leiding en sy inspraak in ons lewe al duideliker sal ervaar. En bo alles dat ons sal beleef hoe dat die Gees nou beheer het van ons lewe en deur ons werk. So, dit vir hierdie aantal volgende kere gaan begin by hierdie geleentheid om te praat oor moenie die Heilige Gees bedroef nie. Want die Bybel sê ons kan die Heilige Gees hartseer maak. Moenie dit doen nie, sê die Bybel. Volgende keer wil ek praat oor moenie die Heilige Gees weerstaan nie, want ons kan die werking van die Heilige Gees keer. En dan die derde keer wil ek bietjie praat oor die vrug van die Gees. Die belangrikheid daarvan dat die Gees ons persoonlikheid kom nuut maak, ons 'n nuwe lewe kom gee. So ek wil vir jou aanmoedig om bietjie te fokus op die werking van die Heilige Gees, sy persoon. En daarom het ek hier 2 boeke wat ek graag vir jou wil aanbeveel wat jy by ons kan bestel. Hier is ene wat bietjie dikker is, so vir R180. 'n Boek wat sê wat alles leer die Bybel. Nie net mense se ervarings en belewenis nie, maar wat is die waarheid oor die Heilige Gees, oor vervulling met die Gees, oor die gawes van die Gees, oor die vrug van die Gees. So hierdie boek en dan 'n goedkoper enetjie vir R50 wat 30 dagstukkies in is wat vir ons leer 30 eienskappe van God, die derde persoon van die drie eenheid. Nou, as jy ons wil skakel en wil bestel, ons telefoonnommer hierso is 079 195 1586. Nou, jy is ook welkom om ons te volg op sosiale media, op Instagram en Facebook en X. Ons wil vir elke dag 'n boodskapie uitsit en elke dag bid ons vir jou en bid ons dat hierdie bediening sal uitkring en meer mense sal aanraak en sal seën. Daarom is daar ook vir al hierdie programme op YouTube beskikbaar en hierna sal hierdie boodskap ook beskikbaar wees op YouTube. So, ek wil vir jou hartlik uitnooi om in hierdie tyd te bid dat die Heilige Gees in jou hart sal werk en dat jy 'n openheid sal hê, dat hy dieper in jou kan werk, dat hy jou lewe kan verander. Want sien, die Bybel wil vir ons dit duidelik maak, dat ons seker moet weet, dat ons 'n verhouding het met God die Heilige Gees. Ja, God is 3, maar hy's 1. Hy's Vader, Seun en Heilige Gees. En daarom moet ons 'n verhouding hê met die Vader, met die Seun, met die Heilige Gees. En juis as ons praat van ons verhouding met die Heilige Gees, dan is dit so dat die vyand hierdie verhouding sal aanval. Want dit is hoe hy ons kragteloos gaan maak. Dit is hoe dit gaan gebeur, dat sonde ons gaan hinder. En nou moet ons weet, dat as die Bybel sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie, dan beteken dit, die Heilige Gees is 'n persoon en ons kan nou nie soos 'n menslike persoon nie, maar 'n geestelike persoon, 'n goddelike persoon, soos wat God, die Vader, Jesus, die Seun, Heilige Gees, die een wat in ons woon en by ons wil wees elke oomblik. En hy wil ons lei, maar ons kan om ongehoorsaam wees. Want jy sien ons het nog 'n ou natuur en ons sondige natuur wil aan mekaar sy eie ding doen. Wil nie doen wat die Gees van God vir ons sê nie. En dan gaan ons hom bedroef. Ons gaan die derde persoon van die drie eenheid
ons verhouding met hom beskadig. En die duiwel wil dit doen. Hy wil ons aanval om ons te laat sondig, want as ons struikel, dan gaan hy vir ons aankla en dan voel ons die Here is nie by ons nie en dit voel die Here het ons vergeet en die Here is kwaad vir ons, die Here sal ons nie vergewe nie. Dis alles leuns van die vyand, want die teenoorgestelde staan in die Bybel. As jy jou sonde bely, hy sal vergewe. So daarom gaan die Gees van die Here vir jou bewus maak die oomblik wat jy hom hartseer maak. As jy in 'n noue verhouding met hom lewe, gaan jy weet wat hy wil hê en wat hy nie wil hê nie. Dan gaan jy weet dat ek moenie dit doen nie, want dit is sonde en sonde is teen die Heilige Gees. Want die Heilige Gees se aard en wese is heiligheid. God, die Heilige Gees, is heilig. Dit beteken, daar's nie plek vir onheiligheid, vir sonde en vir dinge wat die Bybel sê verkeerd is nie. En dis hoekom ons moet leer om te lewe in 'n noue verhouding met die Heilige Gees, om sensitief te wees. As hy vir ons sê, moenie. As hy vir ons sê, dis verkeerd. As hy ons herinner aan sonde. En daar kom baie versoekings. Die duiwel sal ons probeer wegtrek en ons verhouding met die Heilige Gees beskadig. En daarom moet ons weet, hy sal kom met allerlei aas wat hy uitgooi en sê, wil jy nie dit nie, wil jy nie dat nie. Vir Eva gesê, kyk na daardie pragtige vrug, pluk dit, weet jy, dit gaan so wonderlik wees as jy daai vrug eet. So gaan daar versoekings kom. Daar's ook in die wêreld, is daar druk, maar almal maak so. En ek wil ook daarom weet, hoe gaan dit wees? En ek is baie nuuskierig om te sien, is dit nou so verkeerd? En miskien net een keer dit doen. Dis hoe die vyand kom, om ons verhouding met die Heilige Gees te besoedel. Dat ons sonde doen, dat ons hom bedroef. Hierdie wêreld het 'n suigkrag wat ons van die Heilige Gees wil wegtrek. Die duiwel is 'n realiteit wat wil rondloop en wil kom om vir ons te versoek en vir ons met leuns van God te wil wegtrek en ons verkeerde gedagtes te gee sodat ons verkeerd optree, dat ons verkeerde dinge doen en sê. So daarom die opdrag in die skrif, moenie die Heilige Gees bedroef nie. En dit gaan nie maar net vanselfsprekend wees, as jy geesvervuld is, bly jy dit vir altyd nie, want daar's 'n stryd, daar's 'n teestander, daar's 'n aanklaer, die duiwel is 'n realiteit, en hy wil hierdie verhouding met God, die Heilige Gees, wil hy vertroebel en beskadig. So ek en jy moet weet, dit is deel van Christendom. Ons moet weet dat die Gees van God is heilig. Hy is soos 'n duif voorgestel. Nie 'n arend of 'n valk of iets wreed of 'n asvoël nie. Nee, hy is soos 'n sagmoedige, sagte, sensitiewe duif wat maklik opvlieg. Maklik skrik, maklik pad gee. Nie gaan veg nie, nie gaan beklei nie. So ons moet weet dat ons in hierdie verhouding met die Heilige Gees baie sensitief moet wees om te luister as die Gees van die Here met ons praat deur ons gewete. Dat ons 'n ding nie moet gaan doen nie. En as ons dit gedoen het, dat ons gewete vir ons sê, maak reg, bely, kom terug na die Here, kies opnuut, sê jy is jammer dat jy die Gees van God bedroef het. En kom terug na die Here toe. Verklaar weer jou liefde en jou omgee, jou opregte toewyding aan hom. Sê vir hom elke dag, hier is ek het u lief, ek behoort aan u, ek wil naby u lewe. Want daar is 'n stryd. Ons ou natuur is met ons. As die Heilige Gees in ons kom woon en ons vervul, dan is hy die een aan wie ons die reg gegee het om ons lewe te beheer. Ons luister na hom, ons is sensitief vir hom, ons verhouding met hom is ons prioriteit. Ons wil gehoorsaam wees net aan wat hy sê. En daarom weet ons dat ons baie sensitief moet wees dat ons ou natuur nie weer tussenin kom nie. Want ons ou natuur is nie lus om sekere goed te doen nie. En ons ou natuur is geneig tot die kwaad. Geneig om kwaad te doen, sonde te doen. Ons ou natuur is daar. En ons sien dat dit in die Bybelse karakters was dit dieselfde stryd. Daar's seker niemand wat so duidelik beskrywe word as geesvervuld as Petrus nie.
Ja, Petrus wat vol van die Gees is en dan op Pinksterdag die vuur vlamme hom aan die brand steek vir God se koninkryk en hy begin preek en 3000 mense kom tot bekering. Dis 'n totaal ander Petrus. Die Gees het hom vervul. En later sien ons met die vervolging hoe dat hy weer bid en hulle opnuut in daardie vertrek vervul word met die Heilige Gees, die laaste vers van Handelinge 4. So ons besef net dat daar is 'n stryd en dat gelowiges wat geesvervuld is, soos Petrus, ook hierdie stryd ken. Ons lees byvoorbeeld 'n gedeelte daar in Galasiërs 2. Is 'n baie interessante geskiedenisdeeltjie wat so terloops Paulus nou verwys en sê, weet jy, ek het my eintlik uitgespreek teen Petrus se gedrag, want weet jy, hy het die reguit paadjie van die evangelie, het hy verlaat. Hy het gedwaal. Hy het die Gees nie gehoorsaam nie, maar hom bedroef. Ons lees in Galasiërs 2 vers 11. Toe Sefas, Petrus, later na Antiochië toe gekom het, het ek Paulus my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het, het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel. En selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. Toe ek sien dat hulle van die reguit pad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Nou, die Gees van God het gewerk en op 'n wonderlike wyse het mense daar tot bekering gekom. En dit is in die heidendom waar daar nou Christene is. Dis mense wat nie Jode was nie, dis mense wat Grieke was, Italianers en ander nasies was. En hierdie mense kom tot bekering. En nou het Paulus duidelik vir Petrus gewaarsku, jy kan nie nou twee mantels draai nie. Jy het toe jy met hierdie Christene alleen geleef het, vir hulle die voorbeeld gestel. Dit is nie meer nodig om al die ou Joodse gebruike en tradisies en gewoontes en seremonies dit nog na te kom nie. En die Gees van die Here het vir Petrus aangemoedig en hy was die Gees gehoorsaam en hulle het nie meer hierdie wettiese godsdiens van die Jode ook by die Christene afgedwing nie. Nou hoor hulle hier kom hierdie streng konservatiewe Joodse leiers wat nog in hierdie tradisies opgegroei het voor hulle bekering. En vir hulle is die besnydenis nog belangrik, die rituele rondom reiniging en wassing en maniere van nie meng met mense wat nie Jode is nie en saam eet met hulle. En ewe skielik toe begin Petrus sê, maar hy's nou bang, hy gaan nou aanstoot gee. En sy eie ek is nou bang vir verwerping en vir teekanting en wat gaan hulle nou sê as hy nou nie meer al hierdie ou wette van die Jode onderhou nie. En toe begin hy en hy maak asof hy dit nog nakom en hy gaan nie meer in die nie-Jode se huise in nie en hy eet nie meer saam met hulle nie. Hy hou hom nou skielik eenkant. En toe kom Paulus en hy sê vir hom, jy bedroef die Heilige Gees. Jy luister nie na wat hy vir jou gesê het. Dit sou so wonderlik wees as jy nou hierdie nuwe beweging van die Heilige Gees kon proklameer en vir almal wys en verduidelik hoe dat die Gees 'n nuwe pad met hierdie nie-Jode begin stap wat tot bekering gekom het. Maar nee, nou val jy terug en jy's bekommerd oor wat mense van jou dink. En jy luister na jou ou natuur en jy bedroef die Heilige Gees. Jy doen sonde, jy huigel. Jy's nie opreg nie. Jy's nie eerlik nie. Jy sien jou heiligheid wat jy nou voorgee is skynheiligheid. Huigelary noem hy dit hier spesifiek. So, dieselfde sien ons skryf Paulus vir die Efesiërs gemeente. Vir hulle sê hy ook, wat is daar by julle aan die gang? Julle is Christene. Moenie
nou dinge doen en toelaat in julle lewe, dat julle weer die Heilige Gees bedroef nie. Hy skryf dit reguit in Efesiërs 4 vers 30. Dan waarsku hy vir hulle. En dan verduidelik hy in die res van daai perikoop, verduidelik hy hoe is ons besig om die Heilige Gees te bedroef. Dan noem hy goed by die name. Eintlik is dit maar alles sonde. Hy sê vir hulle, as julle sonde doen, dis teen die aard van God, die Heilige Gees. Hy is die Heilige Gees, nie net die Gees van God nie, die Heilige Gees. Daar's nie plek vir sonde nie. As jy sonde in jou lewe toelaat, gaan jy hom eenkant stoot, jy gaan hom bedroef, jou verhouding met hom gaan skadelei, soos 'n kind wat stout was en nou vir sy pa of sy ma wegkruip oor die sonde wat hy gedoen het. Soos Adam en Eva wat vir God gaan wegkruip in die tuin, omdat hulle sonde gedoen het. Hulle het nie gedoen wat die Gees van God in hulle harte gesê het wat reg is nie. Nou, luister net bietjie in hierdie gedeelte hoe Paulus vir hulle skryf van hierdie stryd wat daar is. Jou ou natuur wat nog steeds daar is, wat vir jou wil terugtrek in sonde, wat vir jou in leuns wil intrek, en oneerlikheid, wat jou wil laat steel, wat jou wil laat kwaad word, laat skel en vloek en verkeerde goed doen, bitter en kwaad en onvergewensgesind. Hy sê, dit is die vrug van die ou natuur. Dis wat jy moet weet wat die Heilige Gees nie wil hê nie. Jy moenie dit meer toelaat nie. Kom ek lees vir jou wat staan daar in Efesiërs 4 hier van vers 25 af. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Julle is nou Christene, julle gaan nie meer leuns vertel nie, julle gaan nou die waarheid praat. Julle moet nou onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. En as julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel 'n vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy ook iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom, en moenie die Heilige Gees bedroef nie. Want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Daarom moenie nooit verbitterd of opvleend wees, of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. En dan gaan hy hier aan na hoofstuk 5 toe, as hy sê in vers 1, omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was, soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug en onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Nou, kan jy sien, hy is baie pertinent om hier so 'n klomp goed te noem, wat hy sê, dit is die probleem wat die Gees van God gaan bedroef. Moenie meer steel nie. Moenie iemand se goed vat wat nie joune is nie. Moenie oneerlik wees en leuns vertel nie. Nee, nou het jy vir die Here gekies, gehoorsaam die Gees, praat die waarheid, bely as jy verkeerd gedoen het, erken jou sonde. Hy sê, jy moet weet, dat nou is daar nie meer plek vir vloek en vir skel en vir lelike woorde en vir beledigings en vir seermaak met woorde en wat, dit gaan die Heilige Gees bedroef. Moenie so praat nie. Hy waarsku ook, hy sê, pas op dat julle nou van julle kant af begin plek gee hier in hoofstuk 5 vir onsedelikheid. Dat julle nie rein is op seksuele gebied nie. Dat julle goed doen en toelaat wat die Heilige Gees bedroef. Hy sê julle moet gekenmerk word aan, nie aan julle selfsug en julle selfsugtigheid nie, maar aan liefde vir ander.
hoe julle omgee vir ander, hoe julle uitreik na ander. Dis hoe die Gees julle gaan lei. En as julle dit nie gaan doen nie, gaan julle hom bedroef. Pas op vir geldgierigheid, sê hy. Hy sê julle weet dat geldgierigheid, dit is een van die gevaarlike dinge wat die duiwel wil gebruik om vir jou vas te bind en jou weg te trek van God, dat jy sondig, want jy was oneerlik met geld. En nou kla die duiwel jou aan, en nou bedroef jy die Gees, en nou is daar 'n verhoudingsprobleem tussen jou en God. Daarom sê hy, pas op vir ontug, pas op vir onsedelikheid. Hy sê, daar moet nie eens plek wees daarvoor nie. Nee, sê hy, in hierdie gedeelte, julle moet in liefde lewe. Dis hoe mense julle moet leer ken. Julle moet hartlik wees, julle moet omgee. Dis hoe die Gees julle gaan lei. As julle met 'n ander gesindheid kom, gaan julle die Gees bedroef. En daarom moet julle mekaar vergewe. Moenie plek gee vir woede en vir haat en vir bitterheid. Julle kort van draad is en humeurig is nie. Hy sê wel, as jy kwaad word, as jy ernstig word oor 'n ding wat nie reg is nie, jy staan op daarvoor, bly selfbeheers. Moenie dan die ou natuur gee om oorgee, dat hy oorvat nie. Want dan gaan julle sondig. Hy sê, moenie sondig nie. As julle ernstig word en verskil oor goed, moenie sondig nie. Wees steeds iemand wat onder beheer van die Gees is. Moenie teen die Gees se leiding gaan nie. Moenie verbitterd raak in julle binneste. Hy praat hier van opvleend wees. Julle moenie opvleend raak nie, waar jy net oorboord gooi en nou jou selfbeheersing verloor. En soos hulle sê, jou speelgoed uit die kot uitgooi. Hy sê, dit gaan nie net vir jou sleg laat voel en sleg laat lyk nie, dit gaan ook die Gees van God bedroef. So moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Dis die geheim. En as jy nou wil weet hoe jy dit gaan regkry, dan gaan dit eintlik, sê dit alles, jy moet net bly kies vir die Gees om hom te gehoorsaam. Vir hierdie influistering in jou binneste wat jy net skielik jou vrede verloor. Nee, dit gaan nie reg nie. Dis nie reg nie. Moenie dit sê nie. Moenie dit doen nie. Wees gehoorsaam. Luister as die Gees van die Here met jou praat. Kom ek lees vir jou wat Galasiërs 5 sê, hierso in vers 16 spesifiek. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, dan staan julle nie meer onder die wet nie. Dan is jy nie teen God se wil nie. As jy onder die Gees se leiding is, dan sal jy nie iets wil sê of doen wat ander gaan seermaak of wat die Gees gaan hartseer maak nie. So daarom bly gehoorsaam. Dit is die antwoord hier. Bly kies vir die Gees se influistering om hom te gehoorsaam. Doen wat hy sê. En as hy sê moenie, dan bly jy weg. As jy twyfel, gaan jy ook nie met oortuiging dit doen nie. So bly dan weg. Maar waar die Gees vir jou lei en vir jou sê om iets te doen, gaan doen dit. So bly steeds onder beheer van die Gees. Laat die Gees julle steeds lei. Julle moet weet dat julle het 'n sondige natuur en hierdie ou natuur wil nie die Heilige Gees gehoorsaam nie. Hy wil nie doen wat die Gees van die Here wil hê nie. Daarom het jy weerstand in jouself om altyd net reg te doen, want hier's 'n ou natuur vir jou terugtrek en vir jou wil terughou. En ek wil sê, hy het 'n vernoot, die duiwel, en die duiwel sal by jou ou natuur kom aanklop en hy sal jou beïnvloed, dat jy sal sê, nee, maar ek het die reg om nou te vergeld. Ek het die reg om woedend te wees. Ek sal nie daai persoon vergewe nie. Is dit wat die Gees van die Here sê? Nee, jy bedroef die Gees, want jy gee plek vir sonde, vir onheiligheid, vir dit wat onrein is. Daarom moet jy leer om te luister na wat die Gees van God sê. Hier staan ook, ons het sondige begeertes. Hierdie ou natuur is daar, en jy gaan aan mekaar verkeerd begeer.
Jy gaan hierdie verkeerde gedagtes gaan by jou opkom. Maar dis nog nie sonde nie, as jy dit nie uitvoer nie. As jy net verkeerde gedagte het, is dit nog nie die daad nie. So kies teen die gedagte. Hierdie is eintlik, hier in jou gedagtes, is eintlik die, soos hulle sê, die battlefield. Dis waar die stryd begin. Dis waar jy moet sê nee. Dis waar jy moet sê ja. Want hier's 'n geestesstryd in jou binneste aan die gang. En jy moet weet, jou ou natuur wil jou laat sondig en die gees bedroef. Hy's in vyandskap teen die Heilige Gees. En nou moet ek en jy onder die Gees se beheer lewe. En daarom staan hierso, julle moet steeds aanhoudend, elke oomblik onder beheer van die Gees lewe. So, maak tyd om seker te maak elke dag as jy die nuwe dag begin, dat jy onder die Heilige Gees se beheer is, dat jy vir hom sê dat jy hom liefhet, dat jy hom wil gehoorsaam. Praat met hom deur die dag, wees sensitief vir sy leiding. En as jy agterkom jy was ongehoorsaam en jy het gestruikel en jy het gesondig, maak dadelik reg. Moenie nou eers jouself bejammer en die duiwel toelaat om jou te beskuldig en aan te kla nie. Nee, gaan terug na die kruis. Jesus het vir al jou sonde gesterf. Hy wil jou vergewe. As jy hom vra, sal hy jou vergewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, vergewe my, dat ek my ou natuur en my sondige begeertes nog toelaat in my lewe. Ek wil geesvervuld lewe. Ek wil u Gees gehoorsaam. Ek wil sensitief wees vir u stem, vir dit wat u in my gewete wakker maak. Here, ek wil doen wat u sê alleen. En daarom wil ek vir u vra, bewaar my dat ek u Gees sal bedroef en sal hartseer maak, maar dat ek in liefdesverhouding naby aan u sal lewe en steeds na u stem sal luister. Amen.